Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof. Koenig het gister verduidelik hoe die Griekse vertaling van die Ou Testament ontstaan het. Maar waarom is hierdie Griekse vertaling van die Ou Testament vir ons belangrik? Miskien het jy dit self al opgemerk, dat die skrywers van die Nuwe Testament soms vreemde woorde gebruik, wanneer hulle uit die Ou Testament aanhaal. Vergelyk byvoorbeeld Amos 9 vers 11 tot 12 met Handelinge 15 vers 16 tot 17 waar dit aangehaal word. Die twee stelle woorde kom glad nie ooreen nie, terwyl Jakobus doelbewus uit Amos aanhaal. Waar kry Jakobus hierdie vreemde woorde? Hy haal uit die Griekse vertaling aan en nie uit die oorspronklike Hebreëus nie, terwyl ons Ou Testament juis uit die Hebreëus gemaak is. 'n Mens kry talle sulke verskille, soms kleiner, soms groter. Dit is dus nie die skrywers van die Nuwe Testament wat nie versigtig en korrek uit die Ou Testament aangehaal het nie. Dis die vertalers van die LXX wat nie noukeurig vertaal het nie. Miskien moet ons dit nog versigtiger stel. Ons is vandag taamlik seker dat daar nie net een enkele Ou Testamentiese teks bestaan het nie. Waarskynlik het daar van sekere boeke in die Ou Testament verskillende weergawes die rond is gedoen. Daar was nog geen boekdrukkuns nie. Mense moes alles met die hand oorskryf. Dit alleen kon taamlike verskille ten gevolg gehad het. En ons is dus nie seker of die vertalers nie dalk sulke afwykende tekste gehad het vir hulle vertaling nie. Maar waarom die lang storie oor die twee Ou Testamente? Omdat ons nog 'n keer gaan sien hoe alle paaie na Jesus lei. Ons weet natuurlik baie min oor die situasie waarin die vertalers was, of die oogmerke wat hulle met die vertaling gehad het. Ons is wel taamlik seker dat hulle nie so noukeurig vertaal het nie, en hulle selfs heel wat vryhede veroorloof het. Ons kan selfs 'n paar tendense in die vertaling identifiseer, en dis juist wat vir ons belangrik is. Dis nie vreemd dat die meeste vroeë Christene die Septuagint bo die Hebreëus verkies het nie. Die evangelie het vinnig in die Grieksprekende wêreld versprei. Dink maar net aan Paulus se sendingreise. Dit is tog vanselfsprekend dat hy so verkies het om die Grieks te gebruik in sy sendingwerk onder Grieks sprekendes en die algemene omgangstaal in die gebied waarin hy gewerk het. Maar dit kan nie alrede wees vir die voorkeur van die Septuagint nie. Jakobus haal ook uit die LXX aan, maar hy werk in Jerusalem onder Aramees sprekende Jode. Ons sal môre na nog redes kyk waarom die Nuwe Testamentiese skrywers uit die Griekse vertaling van die Ou Testament aangehaal het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, al hierdie vertalings en oor en weer skrywery van die Ou en die Nuwe Testament wys maar net weer vir ons hoe wonderlik dit is dat U mense gebruik het om U boodskap oor te dra. Dat U selfs die skrywers van die Nuwe Testament in baie spesifieke vertaling van die Ou Testament laat gebruik het om 'n spesifieke boodskap oor te dra. Help vir ons om dit raak te sien, sodat dit ook vir ons sal lei om U naam nog groter te maak. In Jesus se naam. Amen.